gaan ek vir Pieter Swanepoel roep, Joshua 21 vers 43 tot 45 in verband met die stigting van die Theokratiese Boererepublieke. Pieter, dankie. Middag volksgenote. My onderwerp is Joshua 21 vers 43 tot 45 in verband met die stigting van die Theokratiese Boererepublieke. Joshua 21 vers 43. So het Jahwe dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee. En hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon. En Jahwe het hulle aan alle kante rus gegee, net soos hy hulle vaders met 'n eed beloof het. En niemand van hulle vyande het voor hulle stand gehou nie. Al hulle vyande het Jahwe in hulle hand gegee. Geen woord van al die goeie woorde wat Jahwe aan die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Maar wat beteken die term Theokratiese Boererepublieke? Kom ons kyk na die definisie van theokrasie. Theos beteken God of Elohim en krateia heerskappy. Theokrasie is 'n staatsvorm waarby die staatsowerheid alleen religieus gelegitimeer word en deur 'n goddelike verkose persoon, priesterskap of 'n heilige instelling op die basis van religieuse beginsels regeer word. Dit is die definisie van theokrasie. Hierdie priesterskap van die Theokratiese Boererepublieke behoort aan Yeshua ons Messia. Kyk asseblief die YouTube video onder gelofte volk op pad na vryheid. Onder Yeshua is die leerowerste van die theokrasie van die Boererepublieke. Nou wil ek kortliks vir julle die aanloop tot die term theokratiese bestel en uiteindelik Theokratiese Boererepublieke vertel. 25 tot 27 September 2009 vind daar 'n volksvergadering te Vegkop in die Vrystaat plaas. In die vergadering word daar 17 besluite deur die volk vir die pad vorentoe gemaak. Besluite wat verband hou met die onderwerp is besluit nommer 9. Besluit nommer 9 lei as volg: dat die nakoming van die volksgeloftes 'n theokratiese staatsmodel vereis. Met ander woorde, 'n theokratiese staatsmodel tot gevolg moet hê. 'n komitee is saamgestel om die funksionering van die theokratiese staatsbestel te ondersoek, om by 'n volgende volksvergadering aan die volk voor te lê vir oorweging. Dit was punt nommer 9. As uitvloeisel van die besluite van volksvergadering van 2009, het die volksvergadering van 2011 eenparig die aangepaste theokrasieverslag aanvaar, sowel as die konsepgrondwet vir die theokrasie van gelofteland, wat in terme van bestaande volksgeloftes in die vooruitsig gestel word. Die vergadering het besluit dat die theokratisering van tersaaklike wetgewing spoedeisend is en voorgesit moet word vir die ordelike instelling van die theokrasie van gelofteland se samelewingsordening. Hierdie theokrasie verslag en konsepgrondwette kan gesien word op die webtuiste www.volksvergadering.co.za. Die volgende term Boererepublieke. Boererepublieke dui op die geografiese grond, Transvaal en Vrystaat. Dis beteken theokratiese boererepublieke wat deur Elohim regeer word. Die Boererepublieke is God gegewe grond wat ons uit die hand van ons hemelse Vader ontvang het en weer verloor het as gevolg van gelofte versuim. As bewys hiervan lees ek die woorde van Paul Creer uit die boek van J.S. Du Plessis, president Creer aan die woord. Nou gaan ek die verdere wording en ontwikkeling van die republiek verby tot op die tydstip waarop die gelofte van bloedoffer weer hernie is.
Hy verwys na wanneer die gelofte van Bloedrivier te Parekraal hernie is, 1880. Gedurende die jare het voorspoed en teëspoed mekaar afgewissel en onder alle afwisselinge is die plegtige gelofte van 16 Desember te Bloedrivier weer uit die oog verloor. Die so dierbare verkreë skat is nie meer beskou as 'n dierbare skat van vryheid as deur Elohim se hand geskenk nie. Die gelofte van 16 Desember is nie trou volbring nie, waaroor daar donker dae oor ons gekom het, sodat ons, toe God ons weer die vryheid gegee het, die vryheid dierbaar mocht ag en tot 'n erkentenis gelei mocht word, dat ons sterkte alleen in God is, en ons het ons in hartsbenauwdheid by mekaar gekom, alle kwessies en belange van die boerdery uit die oog verloor, en huis en hof vuil gehad. Die oog was op God gevestig en in hom sterkte te soek. En God het andermaal gehelp, die vryheid is teruggekry en die staat is herstel. President Kreer. Dit skaam my om te sê dat die dierbare verkreë skat van vryheid alweer uit die oog verloor is. Die gelofte van Parekraal is nie trou volbring nie, waaroor daar weer donker dae oor ons is. Hiermee wil ek sê dat die Parekraal gelofte ons verbind aan die Boererepublieke en die grondgebied is net soos in Josua 21 vers 43 met 'n eed aan ons gegee. Hiermee poog ek om die vergelyking te tref tussen die grondgebied van Israel van ouds en die grondgebied van die gelofte volk. Ek lees Josua 21 vers 43. So het Jahwe dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee. En hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon. 11 weke na die tweede herhaling van die Bloedrivier gelofte by Parekraal, oorwin die volk die snootaard wat Britannia was, by Majuba op 27 Februarie 1881. Hiermee saam lees ek Josua 21 vers 44. En Jahwe het hulle aan alle kante rus gegee, net soos hy hulle vaders met 'n eed beloof het. En niemand van hulle vyande het voor hulle stand gehou nie. Al hulle vyande het Jahwe in hulle land gegee. Geen woord van al die goeie woorde wat Jahwe met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Die hele skrif is vol voorbeelde van hoe ons Hemelse Vader elke keer sy kant van die ooreenkoms nagekom het. En waar die volk elke keer weer afgedwaal het. 'n wen is 'n wen, wat ook al die volk of leiers na die wen aanvang, maak nie van die wen verloor nie. As jy dit nie as 'n wen beskou nie, beroof jy die Allerhoogste van die eer wat hom toekom. Ons verskil nie veel van die nasie wat tans oor ons regeer nie, in die opsig, dat hulle dood eenvoudig nie hulself kan regeer nie. Ons kan ook nie onsself regeer nie, want ons bly afdwaal van die beloftes wat ons aan Vader maak. Jeremia 23 vers 20. Die toorn van Jahwe sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. Aan die einde van die dag sal julle dit duidelik verstaan. Daarom streef ons as gelofte volk na 'n theokratiese bestel waar Elohim regeer in alle aspekte van die volkshuishouding. Die alreeds beproefde resep vir vryheid, soos deur oom Paul genoem is, sodra ons as volk weer ons geloftes by Parekraal betaal, mag Vader ons land herstel en moontlik die huis van Bloedrivier, oftewel die theokratiese Boererepublieke tot stand laat kom. Nog 'n gedagte wat verband hou met Josua 21 vers 43. Ek lees net weer Josua 21 vers 43. So het Jahwe dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders beloof het. Vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee, en hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon. Die Wonderfontein Broederskap ooreenkoms meld die burgers het dat hulle die Kaapkolonie moes verlaat as gevolg van die Engelse. Daarna het hulle die Republiek Natal, die Suid-Afrikaanse Republiek
en Oranje Vrystaat gestig. En oor 'n tydperk van 40 jaar het hulle alles verloor wat hulle gehad het. Met ander woorde, die hele land het al aan die boere behoort, maar nie alles gelyktydig nie. Ek voel die Wonderfontein Broederskap ooreenkoms is dalk nog 'n belofte wat ons jaarliks op die 15de Desember weer as broers met mekaar moet hernie, sodat die Theokratiese Boererepublieke tot stand kan kom. Ek lees die ooreenkoms. In die teenwoordigheid van den Almagtige God, den Kenner aller harten, onderbiddend opsien om zijn genadige hulp en ontferming, zijn wij, burgers der Suid-Afrikaanse Republiek, plechtig overeengekom, gelijk wij bly dezen overeen om voor ons en onze kinderen een heilig verbond op te richt, het welk wij met plechtige eed besweren. Ruim 40 jaren is het geleden dat onze vaderen de Kaapkolonie ontvlucht zijn, om een vry en onafhankelijke volk te worden. Deze 40 jaren waren 40 jaren van smart en lijden. Wij hebben Natal, den Oranje Vrystaat en de Suid-Afrikaanse Republiek gestigting. En 3 maal heeft de Engelse regering onze vryheid vertrap en onze vlag, die onze vaderen met al bloed en tranen gedoopt hebben, van den grond gehul. Als door een dief in de nacht is onze vrye republiek weggestolen. Wij kunnen en wij mogen dat den dragen. God wil dat die eerbied onze vaderen en de liefde jegens onze kinderen ons voorskrift, het erfpand der vaderen ongeskonden aan onze kinderen over te leven. Daarom is het dat wij hier betreden en dat wij elkander de hand geven. Als mannen, broeders, plechtig beloven trouw te houden aan ons land en volk en met een oog op God samen te werken tot den dood toe, voor de herstelling van de vryheid onze republiek. So waar helpe ons God Almagtig. Dat dit volk verklaar, dat met Gods hulp verlangt een krachtige regering der Suid-Afrikaanse Republiek, eerbiediging van de wet, ontwikkeling en vooruitgang van de land, en dat het belooft man voor man daartoe te zullen medewerken en de opgetreden regering te zullen verdedigen tot den dood toe. So waarlik help ons God Almagtig. Al dis gedaan door ons van het volk gekozen, voormannen, in naam van het volk der Suid-Afrikaanse Republiek te Wonderfontein, op heden dag 15de, dag van Desember 1879. Net soos die begeerte by hulle gebrand het om 'n vry en onafhanklike volk te wees, so brand die begeerte nog steeds by ons om 'n vry en onafhanklike volk te wees. Dankie, voorsitter. Dankie, Pieter. Baie mooi toespraak. Baie hartseer as mens na hierdie inhoud van die Wonderfontein ooreenkoms luister. Dan laat het my nogal dink aan, nie lang terug nie, was daar so bespreking oor die radio waar hierdie Afrikaanse leiers planne beraam het hoe ons vry kan word in ons ekonomiese bestel. En dat hulle glad nie Vader se naam eers aan gedink het nie. En hulle strewe is nie eintlik om die vryheid wat ons na streef te bereik nie. Hulle wil ekonomiese vryheid hê. Hulle wil handel dryf. Maar Vader se huis is nie 'n huis van handel nie. En dan het hierdie stigting van die teokrasie, soos wat ek nou gesê het, hierdie 3 onderwerpe van Konrad, Hansie en Pieter is die totstandkoming van die Boererepublieke, die herstel en die totstandkoming van die teokrasie. Dit alles saam dui ook maar op die herstel van die heiligdom, van ons heiligdom, van ons politieke staat, wat dan 'n teokrasie is. Hy het dit baie mooi by mekaar gesit en baie mooi verduidelik. Baie dankie, Pieter. Daar enig iemand wat kommentaar wil lewer, 'n inset, flip.
Dankie voorzitter. Dankie Pieter vir jou my bydrae en Hansie vir jou nog, julle goed skakel so precies in mekaar in, selfs van die woorde wat in julle onderskeie tekste deur Vader aangewys is, bevat ook dieselfde woorde ook. Wat my opvallend is dat met die 3 onderwerpe kom ons agter wat ergens het ons vandag daarna verwys by een van ons gesprekke, ek dink is Jurgens gewees, dat sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, en sy woorde is nie ons woorde nie. Of dat ek sê, ons gedagtes is nie sy gedagtes nie, en ons woorde is nie sy woorde nie. Maar sy gedagtes en sy woorde moet ons gedagtes en ons woorde word. En dan is ons op regte pad. Daarom is het my so kosbaar om so 'n sakelys soos hierdie te kan meemaak, waar ons gedagtes aan hom voorgelê het, en hy ons gedagtes van ons geredigeer het, om by sy woorde en sy gedagtes aan te pas. Wat as ons moet vat, die gedagtes wat ons aan hom voorgelê het hy elke keer verander. Party van hulle gesê, nie, julle praat nie hieroor nie. So ons praat hier nie oor ons gedagtes nie, en ons woorde nie, maar sy gedagtes en sy woorde, wat hy wil hê ons oor moet praat. En dis hoe dit moet wees. Dis hoe 'n teokrasie moet werk. Ons moet sy gedagtes te wete kom, en op sy manier dit uitvoer. En die grootste wonder vir my is dat die beloftes van die geloftes, die bedoeling van die geloftes, die profesie by mekaar uitkom. Vader, laat hierdie vervulling van hierdie geloftes koppel hy aan profesie. Wat meer wil my sê as dit? Dit is net daar is geen beter versekering wat mens kan hê in die lewe as dit nie, om te weet jy is op regte pad nie. So die leiers wat verleiers geword het, wat Konrad ook van gepraat het, en wat ons volk op dwaalweë probeer lei, hulle weet nie van hierdie goed nie, maar nie net hulle nie, die volk weet nie van hierdie goed nie. En dis 'n groot taak wat ons op ons skouers het, om die volk van hierdie goeders bewus te maak. Maar ten minste weet ons, die vastigheid wat ons het, kom uit die skrif uit, en die geloftes uit, dis alles verbonden met Vader, dis alles sy woorde, en ons probeer doen, wat hom behaag, en dat ons by Vegkop reeds sulke besluite kon geneem het, wat uiteindelik, hoeveel jaar later, 15, 16 jaar later, vervul word. Dit sê net vir ons, dat ons het ons gehou, ek sal nie sê by al die besluite van die vergadering nie, want daar is net te veel werk gewees, ons kon nie die ekonomiese aspekte van die staat, ook die welzijnsaspekte van die staat, of van ons volk, kon ons nie aanspreek nie, maar ons het die soevereiniteitsaspekte aangespreek, en ek dink ons is daar op die regte pad, of ek dink nie so nie, ek weet het. En dit wat vir my so wonderlik is dat hy ons betrek by die vervulling van sy profesie. Hy ons ouers betrek het om geloftes te maak wat hy gehad het, hulle moes gemaak het, want hy die bewoordings vir hulle gegee, en om dit te kan beleef, en om dit saam met julle te kan uitdra na die volk toe. Dankie aan Sint Pieter en Konrad, het was lekker om na julle te luister. Dankie Flip. Kobus wil ook iets sê. Dankie voorzitter, as my so luister na die laaste 3 referate, dan sit my eintlik, of dit een boek is net 3 verskillende hoofstukke. Dit is so wonderlik, hoe dit in mekaar pas, om het te kan beleef. Ek dink as Hansie wat gesê, dit is eintlik so maklik, om net terugkeer na die geloftes toe. Die oplossing is eintlik so eenvoudig, maar toch so ver en toe zwaar vir hierdie volk. Het is net, as Vader het 'n belofte in sy woord, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle bekeer en hulle terugkeer na my weë, en my insetting en my verordeninge, dan sal
nie dan kan ek nie, dan sal ek hulle land herstel. En dit is so eenvoudig, maar toch so zwaar. Okay, Kobus, nog iemand wat iets wil sê?